Lieve vriende, soos altyd is dit lekker om weer 'n bietjie saam te kuier op hierdie manier. Soos altyd brand die kersie aan my linkerkant as 'n simbool van die Here se teenwoordigheid. En dan aan my regterkant die kruis, die konstante bewustheid dat ek en jy altyd saam met Jesus reis. En nooit alleen gelos word nie en hy ons altyd sal vashou. Daarom kan ek jou ook groet en sê genade en vrede vir jou van God ons Vader. Daar waar ook al jy mag wees en hoekom jy is waar jy is. Van God die Seun wat vir ons sondes aan die kruis gesterf het. Want God die Heilige Gees wat dag tot dag saam met ons reis en ons nooit alleen sal los nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag sommer net weer kan stil word in die teenwoordigheid. Kan asemhaal en kan weet en bewus kan word van die feit dat U hier rondom ons is, by ons is en U ons vashou. Here, ons bid dat ons vandag in ons worsteling saam sal hoor wat ons moet hoor. Here, ons dit sal deel maak van ons lewens as gelowiges wat op reis is in die lewe wat vir ons verskeie uitdagings bied in so baie gevalle, die ons sal vashou, die ons sal dra en U ons sal help om anders te leef ten spyte van die omstandighede rondom ons. Amen. Vriende, soos julle weet, is ons besig met ons reeks in Galasiërs. Ons is bietjie by Galasiërs 3 en ons gaan vandag die eerste 14 verse in Galasiërs 3 saam lees. Die ding is, ek het bietjie gedink daaroor en dis 'n moeilike ding. Hoe sê ek nou dit wat ons vandag moet sê, wat so eenvoudig, maar tog so kompleks is in 'n kort tydjie saam. Hoe verduidelik mens dit? En hoe probeer mens dit tuisbring, dat ons dit kan regkry, dat dit, soos ek in my gebed gesê het, kan deel van ons lewens en ons dit kan uitleef na buite toe, dat mense iets sal kan sien en kan ervaar, wat nie vir hulle sin maak nie. Want hierdie gedeelte, wat ons nou gaan saam lees, praat oor die wet teenoor geloof, en wat koop ons nou vry? En die tema is, waar wissel jy jou check? By wie wissel jy jou check? En hoe verduidelik ek dit? Nou, onbelangrik weer vandag om in ag te neem, is die konteks van hierdie gedeelte van Galasiërs. Ons weet dat Galasiërs is enigiets tussen 50 en 55 na Christus geskryf, wat beteken in konteks te sê, dat dit so 10 jaar, tussen 5 en 10 jaar, vroeër of 'n ouer geskrif is wat enigeen van ons evangelies is, wat Markus insluit, wat ons oudste evangelie is, wat ons tot ons beskikking het. Dit moet ons in ag neem, wanneer ons hierdie gedeelte saam lees. En dan in konteks moet ons onthou, ja, dis omtrent so 20 jaar, bietjie minder, vandat Jesus reeds aan die kruis gesterf het, en hy opgestaan het, wat ons dan saam bely, en dan het Paulus tot sy werke begin doen, hierdie gemeentes gestig. Maar mens moet in konteks hou, en dis hoekom ek gaan na Jesus se kruisiging doen, so 20 jaar, 15 jaar, wat daar moes afgeloop het en afgespeel het, is die feit dat die mense dit nog vars was in hulle kop, dat Jesus gebore is. En dat, gebore is, Jesus gekruisig, hy was gebore ook, maar ook op 'n stadium gekruisig is en gesterf het. So dit was nog vars eintlik in hulle geheue. Maar nie net dit nie, mens moet ook onthou, Christendom het ook eers nou eintlik half tot stand gekom in die vorm van die evangelie, wat verkondig word, wat Paulus dan ook aan die Galasiërs weergegee het. So, hoekom is dit belangrik? Want mense onthou, Christendom is niet, dis nie lank na Christus aan die kruis gesterf het nie, of so lank nie, maar waarom is dit ook belangrik? Ons moet onthou, daar's 'n klomp gebruike, wat die wet insluit, wat van Paulus hiervan praat, en waarna hy verwys, wat jare, honderde, selfs 1000 jaar voor dit plaasgevind het, wat in mense ingewortel en gegrondves is. So ons moenie dit in die gesig verloor, wanneer ons kyk na vandag se gedeelte nie. So kom ons lees saam vanaf vers 1, en sê, o julle dwaase Galasiërs, wie het julle getoor, julle voor wie se oë Jesus Christus voorheen as gekruisigde uitgebeeld is? Hier is daai gedeelte wat ek van gepraat het. Net dit wil ek van julle weet. Het julle die Gees ontvang op grond van die uitvoering van die wet, of op grond van julle geloof in dit wat julle gehoor het? Is julle so dwaas? Julle het met die Gees begin, wil julle nou met die vlees eindig? Het julle vergeefs soveel beleef, indien wel, dan was dit inderdaad te vergeefs. Gee hy dan vir julle die Gees en verrig hy kragtige dade onder julle op grond van die uitvoering van die wet, of op grond van julle geloof op wat julle gehoor het? Soos van Abraham gesê is, Abraham het geglo, en God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken. Nou,
hierdie is ook baie belangrik om raak te lees in hierdie konteks. Wie is Abraham? Abraham is die aardsvader op wie die volk opgebou is. Dus Abraham, Isak, Jakob is een van ons aardsvaders. Nou hoekom gaan hy na Abraham toe? Want hy sê, weet jy, selfs Abraham is vrygekoop op grond van sy geloof. So hy koppel 'n stuk integriteit, 'n stuk diepteid, 'n stuk waardigheid of 'n stuk lofwaardigheid en erkenning aan die feit dat hy sê wat hy sê. Wat alles wat hy nou sê en die geskiedenis van die wet vooraf gaan, want dit begin by Abraham. Besef dan, die mense wat uit die geloof is, die kinders van Abraham, en omdat die skrif dit vooruit gesien het, dat God die heidene op grond van geloof regverdig sou verklaar, het die skrif die evangelie reeds vooraf van Abraham verkondig. In jou sal al die nasies geseën word. Daarom word die mense wat glo, soos met die gelowige Abraham geseën. Trouwens, diegene wat op die uitvoering van die wet staat, maak val onder die vloek, want daar staan geskryf, vervloek is elkeen wat nie by alles wat in die wet geskryf staan en die wet uitvoer nie. En dat niemand op grond van die wet voor God regverdig word nie, is duidelik, want die regverdiging op grond van geloof sal leef. En die wet is nie gegrond op geloof nie. Inteendeel, mens wat hierdie dinge doen, sal hierdeur leef. Christus het ons vrygekoop van die vervloeking van die wet, deurdat hy ons in die plek die vervloeking geword het, want daar staan geskryf, vervloek is elkeen wat aan die hout hang. En die doel was dat die seun van Abraham, die doel was dat die seun wat Abraham ontvang het in Christus Jesus na die nasie sou gaan en dat ons gees wat beloof is deur die geloof sou ontvang. Nou, Paulus praat hier een en weer tussen geloof en die wet, regverdiging deur geloof, regverdiging deur gewet. Waarom is dit belangrik? Julle sal onthou, toe ons begin met ons reis, het ons bietjie gesê wat die konteks was. Paulus het dan die evangelie verkondig en toe kom daar Joodse Christene, mense wat voorheen in die Joodse geloof vasgehang het en kon verkondig aan die Galasiërs dat weet jy, iets ander gebruike wat julle eers moet toepas, wat julle eers moet gehoorsaam word, wat eers moet gebeur, ander goed wat julle eers moet doen, dade wat julle eers moet doen voor julle kan regverdig word. En dan sê Paulus nee. Wanneer jy wil vashou aan die wet, moet jy vashou aan die totale wet. En dan moet jy weet, dit gaan nie 'n maklike proses wees nie. So dis eintlik 'n tweestryd tussen reg en verkeerd. Mag nie. Moets nie. En dis 'n ding wat ons baie keer vereenselwig. Waarom is dit moeilik om te begryp vir die mense wat gekom het om aan die Galasiërs hierdie goed te verkondig? Want dit was diep in hulle ingewortel. Hoe verduidelik ek dit die beste van my vermoë vir jou? As ek vandag hier 'n braairooster gevat het, ek het langs dit brood, botter, kaas en eie, dalk tomatie gesit. Wat sou jy gemaak het met die bestanddele tot jou beskikking? En logies sou ons sê dis 'n braaibroodjie. Ons verstaan daai konteks. Dis hoe ons groot geword het. Nou nog as jy vir mense vra, as ek deesdae 'n chutney bottel daarby sit, sê mense sê nee. Dis nie deel van die oorspronklike resep nie. Die oorspronklike resep was kaas, eie, tomatie. Die vraag is waar dit begin. Het dit nie net by kaas begin nie, het dit nie net by tomatie begin nie, het dit nie net by eie begin nie. Ons weet nie, maar dit het deur 'n proses gegaan. Maar dit is so deel van ons, dat wanneer ek daai bestanddele vir jou neersit en sê, weet jy, nou sit ons chutney by. Nou kyk, as ek jou brein 'n bietjie wil bars en sê ek wil sit mayonaise by, of ons sit sweet chili by. Jy sal nie gewoond wees daaraan nie, dis nie iets wat jy gewoond nie. So jy gaan moeilik daarmee vereenselwig. So dis so in jou gewortel dat jy dink dit is hoe dit moet wees, dis waar jy gewoond geword het, dat jy mis dat jy tog 'n braaibroodjie het wat jy kan geniet. En die feit dat jy 'n braaibroodjie het om te kan geniet, is wat saak maak. Nie die proses om hom te maak of die proses wat op moet wees nie, maar die feit dat jy dit het. In Paulus se geval wat verkondig hy, dit is geloof. Waar dan die tema van by wie wissel jy die cheque? Ek het ook aan gedink, as ek 'n klomp jong mense vandag hierdie uitsending kyk en hulle hoor 'n cheque, dan sê hulle, wat wil jy doen nou weer uitcheck? Doen wil niks uitcheck nie. 'n cheque is 'n voorwerp wat jy geskryf het, 'n boekie wat jy geskryf het om kontant of goed mee te betaal. En hoekom ek daarna toe gegaan het, is waarheen vat jy 'n cheque wanneer jy dit moes gewissel het? En wat is belangrik op daai cheque?
Die ding wat ek daaraan gedink het is 'n fliek, Catch Me If You Can. Vir wie ons dit ook al gekyk het, van die beroemde Amerikaner wat checks nagemaak het en dit gaan wissel het en so baie geld gemaak het om voorgehou het as 'n vlieënier of eintlik 'n ingenieur op die vlugte en eintlik op die einde gevang is want hy het die checks nagemaak. En die rede hoekom ek daarna verwys is, ons wil die shortcut vat in die lewe baie keer. Ons wil hê, ons moet weet die bestanddele is voor ons, dis vir ons maklik om die braaibroodjie te bou, dis vir ons maklik om net aan te gaan soos ons aangaan, dis vir ons eenvoudig. Maar wanneer ons besef, of moet aanpas, of moet skuif, of anders moet dink, dan is dit vir ons ook moeilik. Maar die vraag is, in die konteks van Galasiërs 3, is waarheen vat jy daai check wat jy gemaak het? As jy die regte weergawe het, sonder om veranderingkies aan te bring, na te maak, fake te maak, sonder daai goed, moet jy iewers gaan met daai check. En waarom sit jy jou check? Sit jy jou hoop by Jesus, by die Here, by God die Vader, Seun en Gees, of vat jy daai check na die wet toe, in ons taal vandag, na mense toe, na ons eie menslikheid toe. Waarom die twee teen mekaar? Want in Galasiërs 3 sê Paulus, dat wanneer jy jouself koppel aan die wet, moet jy self onderhou aan die totale wet. En dit gaan vir jou moeilik wees. Jy gaan dit nie reg kry nie, want dit is nie wat ons regverdig maak nie. Maar Paulus sê dan ook aan die ander kant, ons is vrygekoop deur geloof, deur genade. En dit moet ons eie maak. Jy sien, ek en jy kan niks doen om God se genade te erf nie. Ons het dit. Wat die bestanddele is in die uitpak van die braaibroodjie, chutney sonder chutney, botter binnekant, buitekant, maak nie saak nie. Ons het geloof. Ons het genade op grond van die feit wat Jesus vir ons kom doen het, wat Paulus na verwys. En hoe bring dit dan ons na vandag toe? Ek en jy moet seker maak dat ons check wissel by Christus, en nie in onsself of in menslikheid nie. Nie doen by die feit waar ek sê, maar hier kan ek iets kry, of hier verkondig mense vir my iets, wat vir my aanloklik is, wat vir my uitstaan. Maar eintlik is daar klomp fake goedjies wat op daai check geskryf is, wat nagemaak is, soos in die fliek Catch Me If You Can. En dan as ons die check gaan wissel, dan lyk alles op die oog af reg, alles klink reg. Maar die inhoud en die waarde en die plek waar ons dit wil wissel, lê by verkeerde plek. Dit lê baie keer in onsself, in menslikheid, en nie by Jesus en wat Jesus vir ons gedoen het nie. So, ek en jy het die verantwoordelikheid om te kom tot by Galasiërs 3, om te sê, Here, ons sit by u voete, ons worstel. En eintlik moet ons vandag net sê, dankie vir genade. Dankie dat ons check na u toe bring, met vrymoedigheid na u toe kan bring. Wat weet of die check eg is of nie. En nie iets hoef te voor te gee of na te probeer kom op so 'n wyse wat ons self vasvang en ons vingers verbrand nie. Die lewe is klaar vol uitdagings. Ek en jy moet nie nadink oor hoe om die broodjie te pak of hoe om die broodjie te maak nie. Ons moet die broodjie saam eet en saam geniet en sê, Here, dankie dat ek vrygekoop is. Maar nou omdat ek vrygekoop is, help my om anders te leef en my waarde te vind in u en nie in mense of goed of in alledaagse dinge nie. Amen. Here, dankie dat ons eintlik net by u voete kan sit en kan weet dat ons genade het en ons dit reeds ontvang het. Dankie vir liefde, dankie vir genade. Here, ons bid dat u ons sal help om altyd seker te maak dat in die eerste plek dit wat ons op ons check skryf eg is. Met ander woorde, ons sal diep gaan navorsing doen oor wat dit is om gelowige te wees, wat dit is om 'n volgeling van u te wees, en nie net goed opskryf op die check, van die check sal laat op nie. Here, maar dat ons eg sal wees wanneer ons na u toe kom en sê, Here, ons kan nêrens anders gaan nie, ons kan niks doen
om die liefde en die genade te koop nie. Ons ontvang dit net. So hier is ons, gebruik ons. Help ons in hierdie proses, Here, sodat ons nie onsself gevangene maak in ons eie denke, in ons eie worstelinge nie, maar dat ons besef ons is vrygekoop. Here, maar hierdie vrykoop dan nie beteken dat ons maar net kan uitgaan en kan doen wat ons wil nie, maar dat ons op 'n manier sal leef wat vir ander mense nie kan sin maak nie. Here, ons as gemeenskap en as gemeente kom na U toe en sê, Here, ons wil U check by U wissel. Ons aan U vashou en aan niks en niemand anders nie. Amen. Ontvang ook nou die seën van die Here. Die liefde van God die Vader en van Jesus Christus sal met julle elkeen wees en bly in die Gees. Amen.